elke keer wat jy sê, maar iets is nie besig om te werk nie, word daar 'n sticker op jou geplak om te sê, maar jy's eintlik rubbish, jy wil apartheid terug, jy's gekant teen transformasie, jy wil wit bevoordiging. Dus jy kan nie 'n argument meer voer nie. As jy jou mond oopmaak, dan mense speel nie die bal nie, hulle speel die man. Dit is soos, hoe aaklig kan jy wees met iemand wat nie met jou saamstem nie? Daar's baie goed waaroor ons wel saamstem. Nou is almal quite frankly net die moord vir mekaar. Baie welkom by die week se episode van Net Nog Enetjie. As jy al by die huis is, skink vir jou net nog enetjie en gesels en luister saam. As jy in die kar is, ja, nee, liefs nie, dit is verhandelbaar. Ja, verkieslik moet nou nie die kar nie. Van hierdie week praat ons weer oor die brief, né? Dit is 'n debrief oor die brief. Die brief. As jy so wou. Net die ding gaan nie dood nie, inteendeel ons besef nou dat van ons spioene betrokke was, moontlik en na bewering en glo ensovoort. En dan het die RNE ook vir die eerste keer in 'n lang tyd bymekaar gekom en 'n baie mooi verklaringkie uitgereik wat vir ons sê alles is reg, hulle is happy, hulle het hande vasgehou ensovoort. So, praat gerus saam. Net nog enetjie is op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Gaan like en subscribe asseblief. Op YouTube is daar 'n thanks opsie waar jy vir ons 'n bydrae kan gee. Baie dankie vir almal wat reeds vir ons bydraes gegee het. Baie dankie vir almal wat saamgesels, kommentaar lewer. Party is bietjie meer streng as ander, maar dis lekker om van julle te hoor. Dankie ook vir ons borg soos altyd. Dis kultuurkafee.com. Hulle borg ons Los My Volk en bierbekers en ook die inhoud daarvan. Ondersteun hulle gerus as jy nie Los My Volk en bier wil hê nie, is daar Los My Koffie en Volk en Los My Gin en Volk. As jy saam luister en nie saam kyk nie, so dis Los My Bier en Volk. Nou ja, gesels saam. Op die briefgrief. Op die briefgrief. Ja, so die groot nuus is dan nou nog steeds die oop brief wat deur tussen 40 en 44 Afrikaners onderteken is. Dit wissel, ja, want ons WhatsApp groep met like my wat so 200, Glo 200, ja. Ja, 200 mense, maar almal toe nou nie onderaan die brief verskyn nie, goed, so daar toe nou die naweek veral het daar toe nou 'n bietjie van 'n sweer oopgebars. So dit was na aanleiding van 'n berig op 'n rapport en dit het dan nou gesê wat het hy gesê, spesifieke senior regeringsamptenaar. Ja, meer spesifiek in Durban. Ja. Internasionale betrekking. En daar toe nou al hierdie beweringe bygekom van die persoon wat dan in nasionale intelligensie gewerk het en toe nou Durban toe is en dat sy eintlik die brief opgestel het en daar was toe nou ontkenning deur van die prominente ouens wat as deel van die brief en dis dan nou Max de Pre en Piet Kroukamp wat dan spesifiek gesê het maar dit was nie sy gewees nie en wat nogals woedend reageer het op dan nou op rapport se berig en hulle van 'n paar dergelike goed beskuldig het. En dis nou een ding, die beskuldigings het dan nou in allerlei rigtings gespat. Eintlik by nou. Maar die kruks van die saak is die bewering is dat hierdie staatsveiligheidsbrief was. Dis 'n psyop, ja. Glo. Hoekom dink so ons kan self sê moontlik so? Ja, dis dalk soos 'n samesweer wat oopgebars het. Kom aan, Connie. Nee, so die ding is dis 'n direkteur by Durban nou, Karen Burger, wat in die Washington ambassade was, wat glo bande het met staatsveiligheid wat baie hoog op was. Jy het ouens wat daar werk wat sê sy was die hoogste Afrikaanse spioen en sy het rapport sê hulle het WhatsApps van haar aan mense wat sê, luister, ek het 'n dingetjie opgestel, wil jy hom nie teken nie, basies, in kort. Nou, dit sê dan, die oorsprong is elders. Tot dusver was die oorsprong glo in randfigure soos Piet Kroukamp en Max de Pre se denke, wat gesê het, hulle wil graag die ding skryf waarmee amper niemand saamstem nie, en dan van daar af, dit nou in die debat kry, ensovoorts. Maar as die oorsprong staatsveiligheid was, wat basies vir hulle 'n raamwerk gegee het, dan verander hulle rol so 'n bietjie. Dan gaan hulle van initieerders na wat Lenin verwys het na as useful idiots. Wat was die Sowjetunie het baie keer met psyops mense in 'n plek gebruik om oppositie teen hulle te neutraliseer en daai ouens het gedink hulle is vol in beheer van die proses amper altyd totdat die tanks inrol en hulle uitvind doen nou nie. Okay, maar net vir 'n oomblik. So sy het gesê
sy het dit in haar persoonlike hoedanigheid gedoen. Dis nie as 'n staatsamptenaar nie, dis nie as 'n Dirkou amptenaar nie, dit was in haar persoonlike hoedanigheid gewees. En toe het die presidentsie, as ek reg is, het gereageer deur te sê, jy weet, amptenare mag, dis soos om 'n brief te skryf oor die Springbokke. Weet niemand gaan vies wees. Dit was nie heeltemal vir my appels met appels gewees om te praat. Die Springbokke as 'n reël is nie vreeslike politieke ry nie. Dit kan dit hang af wie die week werk. Maar hierdie is politiek, 100% politiek. Ja, en hier is 100% 'n senior staatsamptenaar en ons kan nie wegpraat dat dit wel 'n senior staatsamptenaar is nie. Nee, daar's 'n paar goed wat net as mens net dan ignoreer al die geraas en al die adonderums en skree. Baie geraas. Daar's baie. Die feit op die tafel is niemand het nog ontken dat sy betrokke was by die proses nie. Nee, sy het dit ook nie ontken. Sy het ook nie ontken nie. Maar sy sê dit was in haar persoonlike hoedanigheid. Ja, dit is al die regering wat sê persoonlike hoedanigheid beteken. Hulle weet, luister, ons kan nie ontken nie, die WhatsApps is daar, dit is dodelik. Sy's duidelik betrokke. Wat sou voorstel die WhatsApps wat rapport het is 10-1 reg. Daar's geen rede om dit te betwyfel nie. Die tweede is, as jy 'n spioen is daar nie so iets soos 'n persoonlike hoedanigheid nie. Jy kan dalk staatsamptenare kan in elk geval nie in sake van internasionale politiek, veral as jy by ambassade gewerk het, kan jy jou indink dat ons daai mense afgee vir daai wat sê, weet jy wat, ek het nou as Rasool basis dieselfde probeer en toe uitgevind dit werk nie gegaan. Nee, maar ek het hierdie opmerkings met persoonlike hoedanigheid gemaak. Maar ons weermag het dieselfde paadjie geloop in Iran. Ja, dis want almal was vies geweest omdat hy hierdie opmerkings gemaak het wat nie strook met Dirkou se beleid nie. En ons strook dan met Dirkou se beleid, maar hulle sê dit niks mee te doen nie. Wel, hulle het dit verwelkom, toe hulle nou verwys het spesifiek na die jongste FSA vlugtelingprogram en verandering wat daar plaasgevind het, en toe het hulle spesifiek melding hiervan gemaak, ons weet die ANC het ook spesifiek melding hiervan gemaak. Ek dink die reaksie nou, dis vreemd, dit is nogals 'n moddergooiery al die kante toe, en nee, dit is 'n moddergooiery, maar die reaksie vir my oorweldigend was absolute woede aan albei kante van die brief. Dit is korrek. Nee, absoluut. So het net feit op die tafel terug by staatsveiligheid, want ek dink net vir mense verduidelik. Sy is definitief betrokke. Daar's baie gerugte dat sy in staatsveiligheid was ergens. Dr. Kroukamp erken dat hy kontak met haar gehad het, sy die brief aangestuur vir mediahuise. So dis baie closer as wat jy dink. Die ander kant is die ANC het moer vanaand op hierdie gereageer, weird vanaand, en hulle het dit 100% gebruik in antwoord op Trump se vlugtelingprogram. So die puzzelstukkies pas in en die laaste deel is om een of ander vreemde rede doen hierdie brief groot moeite om skielik is die mense Afrikaners, is baie geleentheidsafrikaners, hulle nie regtig nie, as hulle geskryf het wit Suid-Afrikaners wat bekommerd is, was dit 'n ander tipe brief en het hy 10-1 nie naaste by die opslag veroorsaak wat hy het nie. Tweede een is, hulle noem Solidariteit in Afriforum op die naam wanneer hulle praat oor Trump se vlugtelingprogram, wat vreemd is. Ons het Solidariteit in Afriforum het eintlik nogal nie ten gunste van die vlugtelingprogram uitgekom, guns blazing nie. En 3 is, dit noem nie die ANC en korrupsie een enkele keer nie. Dit verwys na die probleem in die land is misdaad, ongelykheid en die nalatenskap van apartheid. Nou daai is Dirkou wat praat. Ek kan dit net so hoor. So al die feite saamstel voor, ek dink daar's 'n groot waarskynlikheid dat dit dalk 'n mengsel is dat jy Dirkou het vir wie dit baie nuttig is om Afrikaners te hê wat sê nee, Trump, dit is verkeerd en dit is die taktiek wat die vorige keer ook gevolg is Cyril het opgedaag en Afrikaners saamgebring met die ou klassiek, my minister van landbou, wie wit is en nie dood is nie, jy sal sien, om Afrikaners te kry om vir Trump te kom vertel, dis nie so nie, dit is net nog so 'n poging, wat dan nou eintlik nogal die geloofwaardigheid van hierdie geleentheidsafrikaners nog meer in twyfel trek, as dit sou waar wees. Wat is die doel van die oefening? Dit is 'n goeie vraag nou. Ek vermoed die doel van Dirkou se kant af is om net iets te kry. Hulle wat dit vir ons sê is, hulle het vasgehaak by die Withuis met onderhandelings weens die Afrikaner kwessie. En dit sê hulle lieg vir ons al vir 8 maande. Hulle het vir ons gesê, ag, 'n deal is op die punt. Dis so naby. Ons praat oor varkvleis en gas en al die. Maar nou is dit daarom iets nuuts om voor te beklei. So nie oor gas en varkvleis en lemoene te praat nie, want ons is nou eintlik besig om onder mekaar. Maar wel, ek vermoed dit kom neer hulle met die Withuis onderhandel en die Withuis het dieselfde 4 maand weer vir hulle gegee wat hulle van die begin af gegee het en hulle toe besef, maar hulle gaan nie verby die Afrikaner kwessie kom nie. En dan is 'n manier om dit te probeer regkry, as hulle dit so sou doen, is jy kry 'n saai op en wat basies gaan, nee, maar kyk, Afrikaners wil nie eers hierdie ding van julle hê nie. Kyk, hierso is
hulle is omtrent die helfte gesplit. Julle praat met 'n randgroepie aan die kant, maar die werklikheid is julle praat met die randgroep aan die ander kant wat soos hierdie voel. So met ander woorde, dis net om daai onderhandelings te vergemaklik. As hulle dit sou van staatsveiligheid afstuur soos verwag het, staatsveiligheid dit ontken. Ek sou teleurgesteld gewees het. So dit was nie hulle nie, nou weet ons. Kan jou indink as die CIA nie 'n ding ontken nie. Hoe bekommerd is jy dan? as hulle inkom Jy met weet mos al, dit was nou gesê. dit was ons. Ja, en ek dink toe wat ons nou Sondag gebeur het, nee wat, dit Saterdag al gebeur, so toe het Gary Player gekom en 'n golfstok in die hooks gegooi. So hy was daar op Sun City vir daai jaarlikse fondsinsamelingstoernooi en dit was sy 90ste verjaardag en hy het toe daar aan die kant vinnig onderhoud gedoen terwyl hy weer nie lekker saam gespeel het nie. En toe het hy eintlik al daai kwessies wat die FSA ook vroeër geopper het oor slegte dinge gebeur in Suid-Afrika en hy het verwys na die armoede en na die werkloosheid en na misdaad en hy het ook dan verwys na onteiening en hy het verwys na swart ekonomiese bemagtiging. So I mean daai kwessies, dit is goed wat die hele tyd gaan bly. Ons weet hy speel so met Trump golf. Daar was onlangs 'n funksie vir hom gehou. Ek dink dit was ook by die Withuis, nee. Dit is ook in die Withuis. Ook aan die Withuis, ja. Waar prominente mense was. Ja, so hierdie dit moes dalk nou dan as hierdie nou die veld tog was, hierdie brief dan het daai dit dan nou weer 'n knou toegedien. Dit voel my almal het 'n bietjie van 'n knou gekry. Ook mense kan nie meer een of ander vorm van ordentlike debat mekaar voer nie. Jy kan nie op 'n debatpunt of op 'n argument reageer nie. Jy moet of iemand 'n naam noem of jy met 'n etiket aan hom hang, soos om te sê, jy weet, as jy sê dat swart ekonomiese bemagtigingsbeleid nie werk nie, dan wil jy apartheid terug hê. As jy sê wit mense en arme mense is kruiswaar, is jy gekant teen transformasie. Hier in die middel is spul mense wat eintlik net spartel om te oorleef en dan elke keer wat jy sê maar iets is nie besig om te werk nie, word daar 'n sticker op jou geplak om te sê maar jy's eintlik rubbish, jy wil apartheid terug, jy's gekant teen transformasie, jy wil wit bevoordiging. Dis jy kan nie 'n argument meer voer nie. As jy jou mond oopmaak dan mense speel nie die bal nie, hulle speel die man. Dit is soos hoe aaklig kan jy wees met iemand wat nie met jou saamstem nie. Daar's baie goed waaroor ons wel saamstem. Nou is almal kwaad frankly net die moord vir mekaar. Daar is nie meer 'n gesprek oor weet, daar's jy sê 'n ding en ek sê omdat jy dit sê, is ek gekant daarteen. Dit voel so bietjie soos as jy by 'n partytjie aankom na 'n Monopoly game. En jy weet nie hoekom nie, maar almal is net kwaad. Ja, almal is net almal kyk dit so. Kyk, ek was verlede week kwaad nie, hierdie week is ek regtig baie kwaad. Ja, nee, maar dit is die vraag. Ek het nogal verlede week ook gewonder, hoekom is ons so kwaad oor hierdie? Ek dink gou maar hierdie is mense wat met alle respek, ons het nie gedink hulle gaan entoesiasties pro-solidariteit wees ooit nie, maar ook nie as regtig pro-Afrikaner al ooit gewees nie. Hulle definitief nie pro-Trump nie. Hoekom is ons so kwaad? Waarom, en ek dit kan ons sien uit die kommentaar uit. So die een is, kyk, jy kan mense seker slegte name noem as jy wil, maar ek dink dit sê meer van jou as van hulle. Dis baie stupid om dit te doen. Ja, maar ook om nou enkelinge se kommentaar te gebruik om te sê, kyk, kyk koes julle. Ja, daar word sommer gesê op hierdie blad is daai Facebook kommentaar gelewer. Nou is dit tekenend of verteenwoordiger. Is 'n woordvoerder? Wie is hierdie? Ja, kyk, enige bevolking het hulle mense wat stupid doen. Aan beide kante is dit altyd so. So jy kan kies om op dit te fokus. Gewoonlik as jy kies om op te fokus, dan beteken dit jy self het nie baie argumente meer nie. So dan val jy in die maar kyk ek se slagoffer van die regses wat narratief geword het aan die briefskrywer se kant nou. Kyk hoe lelik is julle met ons. Wat hulle nie by sê nie is ons is nie lelik so seer met 'n klomp mense is regtig lelik en persoonlik is waar en 'n hele klomp ander sê net julle is stupid en kort en julle is verkeerd en dit word nie geantwoord nie. Dit doen nie. En nou kom maar by. Maar jy sê daar is 'n antwoord op daai nie, want die antwoord wat terugkom is julle wil eintlik apartheid terug hê. Julle wil eintlik die AWB weer. Ek sê waar kom dit vandaan? Dis dieselfde. Dis hoekom ek vir jou vra wat is die doel van die oefening met die brief? So jy hoef nie te hou. Weet en jy kan herhalend verwys na Afrisol. Dis regtig, dit is jou reg. Ek het nou net weer hierdie week gedink aan persoonlike goeders, mense wat swaar kry. Ja. So as jy iemand help of jy probeer iemand help of jy het iets gebou, is dit waar jy kwaad is? Help ek nie die regte mens nie? Jy weet as ek my huis verf, loop ek nie na my buurman toe en sê luister, ek het verf, jou huis lyk bietjie meer afgeskilfer as myne, kom ek verf joune vir jou. Jy weet ons kan nie daar verbykom nie. Of 'n kerk wat sê in die dominees is hulle woeker jong. Jy weet om te sê maar jy weet my kerk se
'n dak lek. Ek gaan my kerk regmaak. Ook maar ergens is daar mense wat se kerk nie 'n dak het nie. So hoekom maak ons jou dak reg terwyl iemand anders nie 'n dak reg het nie? So ons is die hele tyd kwaad oor jy help, maar jy help nie reg nie. Jy help nie soos wat ek dink jy moet help nie. En daaroor is ek nou vies. En dan word ek nog in die proses name ook genoem. Ja, wel, as jy nie in die proses name genoem word nie, beteken jy doen iets nie reg nie. Nou onthou dit tog vir die toekoms. Mense moet name genoem word. Dit is 'n nice mens, Connie. Maar dit is so die vraag wat ek mee gesit het van laasweek af wat ek regtig oor is, waarom is Afrikaners so kwaad oor hierdie? En dis nie kyk, Piet Kroukamp is nie die gunsteling van Afrikaners nog ooit gewees nie, dis waar. Maar daar was al mates van kwaad, maar nog nie die nie. Hierdie is op 'n nuwe vlak, dis regtig woedend, dit is 'n verby kwaad, en al dinge, dis 'n ou wond wat hulle raak geboor het. Dis hoe hierdie tipe woede lyk. En ek vermoed wat gebeur het, en ek probeer dit opsom, want ek self vir daai ervaar is, natuurlik is ek kwaad vir die mense, maar dan probeer ek dink, hoekom is ek kwaad vir hulle? Hulle is irrelevant, hulle maak nie regtig saak, so seer hulle veroorsaak nou 'n debat hier met enorme hulp van 'n media wat eintlik uitermate baie dekking aan hulle gee as wat hulle moet. Maar dit kom neer op julle was nie daar nie, is die kort antwoord. Dat hierdie voel soos daai broer wat van Australië afkom vir 'n familiebyeenkoms en vir almal kom vertel hoe hulle moet goeders doen en wat hulle nou moet doen en wat nou en hoe jy moet braai en hoe jy moet daai. En dan waai hulle weer. En dan, so die oomblik wat jy opdaag van Australië van vir ons kom vertel, ja, julle, hier is die reg, julle hanteer maar nie goed nie, julle moet daai veroorsaak woorde wat sê, kerels, ons dink jy is oneerlik, ons dink julle is geleentheidsafrikaners, julle is nie hier tydens die moeilike tye nie. 2, jy's nie by ons nie, jy ervaar nie hoe ek 'n besigheid verloor omdat ek nie meer kan tenders lewer want ek is wit. Jy ervaar nie hoe my kind aande om moet swaat want sy wil graag medies gaan studeer, maar sy moet 'n enorme hoë gemiddeld kry. Jy ervaar nie hoe ek vir Boetie moet verduidelik, jy het nou nie die span gemaak nie, jy is by verre die beste speler, maar daai sportbeurs gaan nie gebeur nie, want jy's wit. Dis die werklikheid. Hierdie is wat gebeur. En nou daag hierdie manne op en kom sê vir jou, 1, dit gebeur nie. Dat sê, daar's geen rasse diskriminasie of rasse vervolging nie. As jy by, verbeel ek myself. En 2, kom bietjie oor dit. Dis eintlik die breë strekking. En dan is die ding, en dan gaan julle weer. En daai veroorsaak 'n enorme woede van, ons is hier besig om deur die modder te stoei, dag na dag. En julle daag op en sê, het julle al oorweeg dat 1, julle dalk nie in die modder is nie, en 2, dat julle nie moet kla nie, want ons mense dieper in die modder as julle. Nou, ek sien hierdie as, dis 'n malredenasie om te gaan, alright, ons is almal besig om te verdrink in die see, maar julle is nader aan die kus, so julle kan nou nie te veel mou nie. As mense dieper in. Dis mos nou gekheid. Jy kan nie daai moet ons nou net sê dat ons nou maar almal verdrink, want maar dis die uiteinde is dan nou kom jy soos jy nou begin jy nader swem en alles gaan lê. Dis nou baie lelikheid en nie ouens gaan haal dieper in nie. Hoe durf jy? En dis daai veroorsaak die woede aan die ander. Wat gaan haal jy? Het jy gaan haal? Dis die punt, dis 'n ou wat staan, wat veilig is op die kus, wat staan en dit vir die mense sê, of dis hoe dit ervaar word, die toon van die brief was. Ja, dit is hoe dit ervaar word. En dis vir ons 2 redes, die een is, omdat hulle self Afrikaners noem, is hierdie verander van 'n nasionale gesprek na 'n kombuisgesprek toe. Toe jy sê dis Afrikaners wat sê nie in ons naam nie. Nou is dit nie ons dis is 'n Afrika gesprek nie. Ons praat nie nasionaal nie. Nou sit ons by die kombuistafel en ons praat. En nou is jy in die binnekamer en toe vir die eerste keer ervaar hulle hoe voel Afrikaners regtig. En as jy in die kombuistafel met familie praat, dan met jou aanvaar, hulle gaan hard met jou praat, hulle gaan lelike goed vir jou sê, as jy stupid is, jou ma wat vir jou sê, jy was bietjie dom nou, is nie, dit is net, en dit is min of meer die strekking, jy het mense wat te ver gegaan het, given, aan die ander kant ook, mense wat te ver gaan, van die brieskryers het hopeloos te ver gegaan na dit, met ad hominems ensovoort, so, dis maar potkettel situasie, maar, jy het 'n binnegesprek gemaak, jy het gesê Afrikaners, die tweede een is, toe jy Solidariteit en AfriForum betrek op die naam, toe sit reg, 2 kampe, hierdie en daai, ons is nou oppositie. Dis die toon wat jy deurgee. En om nou te gaan wegkruip agter, maar het jy 'n probleem met die goeters? Baie van die goed weet jy weet Solidariteit het nog nooit gesê nie, en jy beskuldig hulle daarvan. Dis oneerlik, is oneties, dit lyk baie ons ook nog of baie ver terug in die verlede verwysings in. Ja, maar ek dink dit is daai hele ding. Ek dink ons het nou op daai punt gekom en ons het voorheen daaroor gepraat en ek dink daai stem word al hoe duideliker. So dit gaan nie die hele ding rondom jy mag nie sê hoe jy voel nie, want jy moet net dankbaar wees. Dit gaan eintlik baie goed met jou. Alles raak almal, dit raak nie net vir jou nie. Maar ja, daai hele argument is totaal en al absurd. So is so jy mag sê, okay, ja, misdaad raak almal, daai raak almal, dit raak almal, maar ek meen ek mag mos die hele idee is om iets daaroor aan te doen.
dis die ding as Ja, as jy nie eers kan identifiseer en sê wie dit raak nie, dan ek Dit raak almal, kom iemand doen iets. maar nou die dinge, maar iemand as jy nie iets vir almal doen nie, dan moet jy eerder niks Ja. doen nie. En dit is wat Suid-Afrika verlam tot dusver. En dit is wat ek bedoel is, as jy nou Maar nader aan Connie, die dit kus is wat ek vir jou sê, is dit geld net vir 'n sekere argument, wanneer my kerk sy dak verf en nie 'n dak gaan opsit vir 'n kerk wat nie 'n dak het nie, dan is dit oukei, want ons moet na ons kerk kyk. Ja. Wanneer ek dit doen, dan is dit, maar hoekom help jy nie almal nie? Want ek kan nie almal help nie. want Ek moet eers hier begin. Die probleem met daai argument Wie help probeer jy? dit Ek myself help dan help. iemand. Exactly. So mense wat nou solidariteit eksklusief noem, wat hulle lief is om te doen, om te sê hulle doen nou net goed vir Afrikaners. Ja. Stap dan daaruit en gaan na 'n restaurant toe en koop net vir hulle gesin kos. Kan jy dit glo? Eksklusief. Hoe durf hulle? Net die mense naby hulle help. Hulle koop nie vir almal in 'n restaurant kos nie. Hulle koop nie vir die ouens op straat daarna kos nie. As hulle checkers toe gaan doen hulle dit ook nie vir die hele land nie. En dis die punt is, die beginsel is ons stem saam met die beginsel is jy moet jou mense help. Die verskil is hulle welsinstruk dit by Beitbrug, niks verder ook nie. Die landsgrense bepaal, so ons moet na ons Wanneer landsburgers dit jou help. pas. Wanneer dit jou pas. So die tydloos wil sê jong, dis bietjie groot. Ons dink jy's die beste geskik om jou gemeenskap naby jou te help. Dood eenvoudig. As jy Nee, dan dit kring kan gewoonlik help, uit. Dit het En- regtig 'n rimpel uit. En dit sê die antwoord is, okay, jy's hier naaste aan die kus. Swem eers uit. Kom eers hier, dan kyk ons wie kan ons nog red. Maar dit help nie jy staan daar en gaan ek gaan in solidariteit met mense agter my nie swem nie, dat ons eerder almal saam verdrink. Niemand wen dan nie, ons almal net dood aan die einde. En dit beteken as jy actually verskil wil maak, maar ons kan dit sien ook as wie kry goed reg en wie nie. Begin by waar jy blomme jy geplant is, situasies. Begin by die gemeenskap waar jy is. Begin daar help. Help jou, dit is letterlik doen jou huis, dan jou straat, dan jou buurt. Begin hom so en die goed kring uit later. Dit gebeur van self. Jy hoef nie te bekommer nie. Alles hoef nie 'n nasionale projek te wees nie. Nee. Inteendeel, nasionale projekte in Suid-Afrika het 'n geneigtheid om klaaglik te misluk elke keer. Maar straatprojekte Ons doen baie beter op voedselvlak. Ja, ek dink dis die ding en nou begin daar ook om te sê as jy dan nou durf jou opinie gee, behalwe dat jy nou verkeerd is want dit raak almal, dan begin daar nou jy word dan nou geklassifiseer. Nou is kom ons by konservatief, regs, ver regs wat glo als en eens dieselfde ding is. Ja, maar okay, dit Wat is regtig net verstommend Ag, is. maar dis weer. Ek meen en dit is die ding waar het ons gekom dat jy nie hoekom mag iemand nie sê ek is konservatief nie. Dit beteken jy kan konservatief wees in jou waardes, jy kan konservatief wees in sekere beskouings. Jy kan ek meen waar het hierdie goed gekom waar jy moet net in hierdie een boksie inpas, soos jy moet of dit wees of jy moet dit wees of Jy jy kan pas is 'n dit. boksie nie kom, maar dit is soos iemand gaan vir jou besluit hoe daai boksie moet lyk. En as jou boksie nie vir hulle lekker lyk nie, dan wil hulle nie Ja, verder nie. wel, dis Dan die plak ding. ons jou 'n sticker op en dan stoot jy in 'n hoek en sê jy speel nie meer nie. Mens moet Dit is sê- hoekom mense kom. Of 'n Durban hoender of 'n Dubbelonder, maar dan is die ander kyk. Gaan Bloemfontein toe. So die gemiddelde Afrikaner het redelik woedend gereageer. Wat Afrikaners is oor die algemeen meer aan die konservatiewe kant. Ons is sosiaal konservatiewe mense. Ons is goeie mense, sout van die aarde. Soms bietjie stupid, maar meeste van die tyd is ons goeie mense ons het al foute gemaak en ons gaan nog 'n paar maak, maar ons het al baie goeie goed ook gedoen. En ons is ek dink Suid-Afrika is 'n beter land omdat ons in hom is, met alle respek. Wat ek fascinerend vind is nie net het hier 'n woedende reaksie gekom nie, maar die briefskrywer self het toe baie seer gemaak gereageer en amper woedend, woedend hysteries gereageer, persoonlike aanvalle op mense geloods wat lagwekkend is. Almal wat konservatief regs of regs is as AWB beskou skielik, wat vir jou ietsie sê van daai manne is vasgevang in die NPKP fights van die 80s. Nie Suid-Afrika het gebeur en dit het by hulle verbygegaan. En nou skielik werk dinge nie, want die werklikheid het so geneigtheid om jou te bekruip wanneer jy deur 'n slaggat ry. Dan kom jy vinnig agter. Jy kan dalk dink dat alles Gumbaya's en wonderlik werk en dan skryf jy 'n band af en dan vind jy uit, dalk is iets nie pluis nie. En die vraag is, wat is daardie aksie? Want een wat ek baie snaaks vind is na 'n hele brief van ons is nie slagoffers nie, was die go-to onmiddellik. Julle is baie lelik met ons as ons slagoffers van die regs is. Straight up soontoe. En 2 is die ou betroubare raskaart is vinnig uitgetrek. Gou weer gegaan dat ek gou kyk wat het ek. Teenargument is bietjie min. Julle soek apartheid terug. Daar gaan ons, die troefkaart, soos altyd. Maar dis blaatant aliens. Daar's hoeveel keer is dit beweeg na gesê, luister, ons sien nie uit, ons wil nie verlede terug hê nie, maar ons sien nie baie uit na 'n toekoms onder die ANC nie. Ons probeer ietsie niets doen, ietsie anders doen.
Want Afriforum maak dit baie reg vir wit mense Ja. ook met slag gehad. Glo klaarblyklik. Daar's 'n ou wat uitspring, nê? Elke keer uitspring as 'n kar kom, net eers kyk hoe lyk die bestuurder. Daar word eers sensus gedoen sodat die mense verbyry. Was groot konsternasie toe iemand 'n Uber gevat het, want dis dit nou triekie, né? Dis nou is die bestuurder swart maar die passasier wit. Julle is belaglik. Gaan maak iets reg. Gaan maak net iets Is dit nou? reg. So my opsomming van hierdie briefskrywers is wat hulle wou regkry, ek dink hulle teenoor sou regkry. Hulle wou graag wys daar's baie verskillende stemme. Hulle het actually daar's baie stemme, maar wat hulle getoon het is daar is eintlik konsensus onder Afrikaners dat die ANC nie wat hier aangaan nie reg is nie, dat ons voel hier is wette wat teen ons diskrimineer, dis 'n stelsel, dis 'n bedeling wat nie vir ons werk nie. En daar's ons enorme amper eenparigheid oor hoe die manne moet gaan. As 'n verskil tussen slagoffer wees en slagoffermentaliteit, die werklikheid is daar is wette wat teen Afrikaners gebaseer op teen wit mense gebaseer op hulle veldkleur diskrimineer, dis neergeskryf in die Gazette ensovoorts, is nie obskure goed nie. Dus feitelik is daar slagoffers van rasdiskriminasie is wit mense in Suid-Afrika, in verskeie stukke wetgewing ensovoorts. Afrikaners is dus feitelik slagoffers, maar ons het nie 'n slagoffermentaliteit nie. Ons gaan nie na hier's 'n bietjie as op my kop. Ag, hulle is so lelik met my. Ons is besig om te beweeg verby die ANC. Ons bou net shit. Ons gaan net aan. Ons gaan aangaan. Ons gaan verby die bedeling bou. Dis waarop dit neerkom. Ek dink hulle wou wys daar's verskillende stemme hulle teenoorgestel gewys. Met gewys daar's amper eenparigheid en dat sodat dit in Afriforum reg is oor 'n klomp goeder, dat dit nie so is nie. Die tweede een is dat die manne het uiteindelik vir ons getoon en ek is dankbaar daarvoor. Hulle het vir lank is dit die illusie geskep is 'n 50-50 beeld. Dis nie. Jou meeste van jou media kommentators is so ontkoppel van die ou op grondvlak. En dit kan ons nou sien is, hulle is glad nie in voeling met wat Afrikaners. Ek dink dit is wat vir my kwaad gemaak het, is dit ek leef in 'n ander wêreld. Ek weet nie waar ek leef nie, maar ek leef in 'n ander wêreld. Dis die ding, so Stellenbosch is myle weg van die Vaal-driehoek af. Maar Solidariteit het shop stewards in die Vaal-driehoek. Ons het lede, ons weet wat daar aangaan. Ons is dag tot dag daar. Dit gebeur nie. En Stellenbosch het gebeur ook nie in Melbourne en hulle is enorm ontkoppel en ek hoop dit lei tot 'n introspeksie by hulle wat besef ons is myle weg van die mense wie tog ons teikenmark is, want jy skryf in Afrikaans, so obviously mik jy vir Afrikaanse mense, en die nou nie Afrikaners nie, as jy in die noorde is, dan is Afrikaanse mense gewoonlik die meerderheid Afrikaners, so dit is enorm ontkoppel, en die laaste ding is dan, ek dink hierdie, wat ons beleef hier, is, daar's regtig as 'n skaamkwaad en 'n bangheid in die briefskrywer. Maar ek dink die groot vrees wat hulle beetgepak het is, hulle is geweldig bang ons is reg. Want as ons reg is, dan beteken dit Suid-Afrika se tans is nie volhoubaar nie en kan nie werk nie. Die reënboog om harder Kumbaya te sing gaan nie dinge regmaak nie. Ons kan soveel hande vas hou soos ons wil, dit verander nie raswette en daai goeters nie. En tot dusver, die laaste 30 jaar, was die solidariteitsbeweging in die meer kom sê regse Afrikaner dan volgens die manne net konservatief, sosiaal konservatief was reg oor feitelik alles wat gaan gebeur. Sê kom 'n kragkrisis, het gesê die manne kan nie regeer nie, het gesê die stelsel kan nie werk nie, ons gaan inplof al daai goed. En as jy aan die ander kant sit, dan moet dit 'n wesenlike vrees wees wat jou bekruip. Is wat my oplossings was, gaan nie een werk nie. En hierdie ouens wie ek die aakligste goed al genoem het, net ook by sê, die aakligste goed al genoem het, ad hominem ingeklim het en al die mense en baie fisies as dit nou met my gebeur, was dit nou vraggies al die tyd reg geweest. En ek dink daai vrees is die een wat hulle eintlik wat 'n woede veroorsaak in reaksie, wat ons nou sien uitspeel op ons gekaapte media deur die randfigure. Maar net so 'n bietjie rustig. Ja, maar net as dit beter gaan met een, gaan dit beter met almal. Ja, ons moet net so vlugtig verwys na 'n plekkie waar daar blykbaar geen onenigheid is, nie? En dit is binne die regering van nasionale eenheid, almal daar mooi bymekaar gekom, alles gaan goed, alles is op dreef, al die planne werk uit, dit is net, alles is verskriklik mooi. Ja, die RNE het uiteindelik vergader. Hoe lank het hulle pragtige klasfoto wat hulle uitgestuur het. Dit is mooi. Ek dink jy het gestry oor wie sit waar. Ek dink so. Ek weet nie, ek sien net hier in my agterkop die hele phalanx van veiligheidswagte wat moet seker maak almal is veilig. Hulle kort uit. Terwyl hulle vergader. Luister, ons is almal dankbaar hulle het vergader. Ek weet nie, dit voel vir my ons is besig om dankie te sê vir krummels. Hier is die mense wat namens ons moet regeer. Hoe moet ons nou bly lyk om hulle saam te sien? Ja, dis ek het gemengde gevoelens. Die ding is die feit dat hulle actually vergader het is goed.
die feit dat ons bly is hulle vergader wanneer hulle regering saam is baie kommerwekkend. Dus hoekom hulle moet permanent vergader? Hoekom is Dis dit wat 'n regering van nasionale eenheid is. Verstaan jy, hoekom neem ons foto's van hierdie? Hierdie is soos jy daag by die werk op. Jy neem elke dag 'n groep foto's jy by die werk opdaag nie basis. Jy moet baie meer gereeld vergader. So dis goed dat hulle praat. Dit sê vir jou ook iets van die ANC het nou basies hulle solo carrière probeer en nou kom hulle terug na die band toe. En het gegaan, alright, okay julle better together. Ons kan nie regtig wegkom nie, maar dan is die tweede deel wat my bekommer, hulle het net die midtermyn ontwikkelingsplan aangeneem wat baie ANC ryk en daar is 'n verklaring uitgereik wat sê wat die krisis in Suid-Afrika, nou ek dink ons almal weet wat die krisis is, ons stem saam, die probleem is die ANC is een van die krisisse, hulle word nie genoem in die ding as julle is die probleem nie. Dis hoe dit lyk wanneer hulle goeie skryf is, hulle word nie genoem in hom nie. Wonder of dit van toepassing is of iets anders. Ons sien wat jy doen, hoor. Nee, in elk geval, maar wat ook nie genoem word nie is nie 'n woord oor SCB. Wat gaan aan nie, maar Ja, want almal op daai foto's is nie op dieselfde bladsy op. Nee, glad nie. Op dieselfde foto, maar nie op dieselfde bladsy nie, ja. en dan het jy niks oor internasionale betrekkinge nie, wat 'n groot kwelpunt is met RNF-vennote wat baie ongelukkig is met hoe die ANC Amerika hanteer, en daar's nie 'n woord oor dit gerep nie. So dis so 'n bietjie 'n vergadering wat eintlik net weer as 'n eerste date situasie weer is. Serend is hulle is al 16 maande saam in die regering, hulle het nou begin om ook al vir dalk 'n beleidsraamwerk saamstel. So dis net die ANC het probeer om alleen te wees. Dis die positiewe deel teruggekom. Negatiewe deel is daar's nog niks geskuif aan ANC beleid van wat ek kan sien op daai nie. Dalk is daar agteraf dalk na die naweek is al baie groot ja, skrywe. dalk is daar 'n klap of twee uitgedeel in agter geslote deure ensovoorts, maar niemand het gesit en huil op die foto nie, so dit is nie so gelyk nie. Ek bekommer dat dit van die ANC af 'n poging is om net weer hierdie vennote wat wil uittrek, weer net bietjie te neutraliseer, en dan gaan hulle weer hulle solo carrière probeer en aangaan en sê ja, eintlik het ek nie nodig nie. Ek hoop nie dis dit nie, maar toe weer ek vermoed, ek dink nie hulle is hervormbaar nie, ek dink hulle kan iets Nee, daai foto is fantasties. Hulle is More of the same. Hulle is almal op dieselfde foto en almal op dieselfde bladsy. ja, volgens die ding. Soos almal van ons. Soos almal van ons. Op dieselfde blad. Ja. Dieselfde foto.